Leerders voer 'n eksperiment uit om te bepaal of elektrone van die oppervlak van verskillende metale vrygestel sal word wanneer lig met 'n enkel frekwensie invallend op die metaal is. Die maksimum kinetiese energie van die vrygestelde elektrone word gemeet wanneer lig met 'n frekwensie van 1,045 mal 10 tot die mag 15 Hz gebruik word. Die resultate verkry word in die tabel getoon. Vir sink word daar wel elektrone vrygestel, maar die maksimum kinetiese energie is 0. Dit beteken dat die energie van die invallende lig presies gelyk is aan die werksfunksie van die metaal. Daar's net genoeg energie om 'n elektron vry te stel, maar niks meer nie. Vir natrium en cesium is die energie van die invallende lig groter as die werksfunksie van die metale. Die oortollige energie word dus omgeskakel in kinetiese energie. En dit beteken hierdie vrygestelde elektrone gaan ook beweeg. In die geval van metaal M word daar geen elektrone vrygestel nie. Dit dui daarop dat die energie van die invallende lig onvoldoende is om die werksfunksie van hierdie metaal te oorkom. Definieer die term werksfunksie. Die werksfunksie W0, ook bekend as die arbeidsfunksie, is die minimum energie benodig om 'n elektron uit die oppervlak van 'n metaal vry te stel. Hierdie definisie is al 'n paar keer in die verlede gevra, so kyk uit vir werksfunksie of arbeidsfunksie, dis dieselfde definisie. Skryf die druppelfrekwensie van sink neer. Nou as jy 'n vraag kry waarin daar staan skryf neer, kan jy duidelik sien jy gaan nie noodwendig nodig hê om 'n groot berekening te doen nie. Dit is iets wat jy sou kan neerskryf op grond van die inligting tot jou beskikking, of dit gaan 'n baie klein berekening wees wat jy gaan moet doen. As dit kom by die foto-elektriese effek, is daar een van 3 scenario's. Een scenario is waar die energie van die invallende lig te laag is en waar daar geen foto-elektrone vrygestel word nie. Dit is scenario 1. Dan is daar scenario 2 en in scenario 2 is daar genoeg energie om 'n foto-elektron vry te stel, maar daar is geen addisionele energie wat daartoe sal lei dat hierdie foto-elektron iewers heen sal gaan nie. En dan ons derde scenario, en dit is waar die energie van die fotone hoër is as die werksfunksie. En in daardie geval sal die oortollige energie oorgedra word aan hierdie vrygestelde elektron in die vorm van kinetiese energie. Met ander woorde, daai foto-elektron gaan beweeg. Nou as ons kyk na die werksfunksie, dan sien ons dis die produk van Planck se konstante en die druppelfrekwensie. Nou as ons met ander woorde die druppelfrekwensie wil bepaal, moet ons kyk na 'n scenario waar die maksimum kinetiese energie gelyk is aan 0, want in daardie geval sal die energie van die invallende lig gelyk wees aan die arbeids- of werksfunksie. En as jy kyk dat die energie van lig is Planck se konstante maal met die frekwensie, dan beteken dit in daardie scenario sal die frekwensie van die invallende lig gelyk wees aan die druppelfrekwensie. So waarna is ons op soek? Ons is op soek na daardie scenario waar die maksimum kinetiese energie gelyk is aan 0 en kyk nou net, daar is sink, daar word 'n elektron vrygestel en die maksimum kinetiese energie is 0. Met ander woorde, die energie van die invallende lig is gelyk aan die werksfunksie. Dit beteken dat die frekwensie van die invallende lig gaan gelyk wees aan die druppelfrekwensie. Die druppelfrekwensie is dus 1,045 mal 10 tot die mag 15 Hz.
Vergelyk die werksfunksie van natrium met die van cesium. Kies uit kleiner as, groter as of dieselfde, verduidelik die antwoord. Nou die werksfunksie van natrium is groter as die van cesium. En hierdie vergelyking help ons daarmee. Onthou, ons gebruik dieselfde lig vir sink, natrium, cesium en metaal M. So dieselfde lig het dieselfde frekwensie, het dieselfde energie. So die energie in die geval van natrium en cesium gaan dieselfde wees. Maar kyk nou na die waardes van die maksimum kinetiese energie. Die van natrium is laer as die van cesium. Gevolglik moet die werksfunksie hoër wees in die geval van natrium as in die geval van cesium. Lig met dieselfde frekwensie, maar met 'n hoër intensiteit word nou op metaal M geskyn. Sal elektrone nou vrygestel word? Kies uit ja of nee, gee 'n rede vir die antwoord. Nou, as die frekwensie dieselfde bly, dan sal die energie van die invallende lig dieselfde bly. 'n Hoër intensiteit beteken net dat meer fotone per sekonde op die metaal skyn. Maar elke foton het steeds dieselfde energie, want die frekwensie bly dieselfde. Nou ons het reeds voorheen gesien, daar is nie genoeg foto-energie in die geval van metaal M nie, want die foto-energie is laer as die werksfunksie van metaal M. Dus, selfs as daar meer fotone is, het die fotone steeds nie genoeg energie om 'n elektron vry te stel nie. So die korrekte antwoord is nee. Die energiediagram hieronder, nie volgens skaal geteken nie, toon die elektronenergie in verskillende energievlakke, E1, E2 en E3 van 'n sekere atoom. Die elektron van hierdie atoom beweeg vanaf E3 na E1. Foton X word vrygestel. Bereken die frekwensie van foton X. So die energie van hierdie foton sal gelyk wees aan die verskil in energie. So kom ons begin deur die verskil in energie te bereken en dit is basies die energie by E3 en ons minus die energie by E1. So dit is gelyk aan 5,7 minus 1,3 maal met 10 tot die mag minus 19. So die verskil in energie wat dan ook gelyk gaan wees aan die energie van hierdie foton is 4,4 maal met 10 tot die mag minus 19 joule. En nou dat ons die energie het, kan ons die frekwensie bereken, want energie is Planck se konstante maal met die frekwensie. So die frekwensie is bloot die energie van die foton gedeel deur Planck se konstante. Die energie het ons sopas bereken, dis 4,4 maal 10 tot die mag minus 19 en ons deel dit deur Planck se konstante op jou formuleblad 6,63 maal 10 tot die mag minus 34 en dit gee vir ons 'n frekwensie van 6,64 maal 10 tot die mag 14 hertz. Dan 'n baie kreatiewe vraag. Is dit moontlik vir 'n foton met 'n energie van 2,5 maal 10 tot die mag minus 19 joule om uit hierdie atoom vrygestel te word? Kies uit ja of nee, gee 'n rede vir die antwoord. Nou hier's 'n belangrike beginsel. 'n Atoom kan slegs fotone vrystel met energie wat ooreenstem met die presiese energieverskille tussen sy energievlakke. Nou daar's 3 moontlike energieverskille. Ons het reeds E3 na E1 bepaal en dit is 4,4 maal 10 tot die mag minus 19 joule.
Kom ons kyk E3 na E2. E3 minus E2, 5,7 minus 5,1, dit gee vir jou 0,6 mol 10 tot die mag minus 19 joule. En die laaste opsie is E2 minus E1 en dit is 5,1 minus 1,3 mol 10 tot die mag minus 19. So dit gee vir jou 3,8 mol 10 tot die mag minus 19 joule. En wat sien jy? Nie een van hierdie drie waardes is gelyk aan 2,5 mol 10 tot die mag minus 19 nie. Met ander woorde, die antwoord is nee. Dit is nie moontlik vir 'n foton met 'n energie van 2,5 mol 10 tot die mag minus 19 joule om in hierdie geval vrygestel te word nie.